wil vir tannie Elise vorentoe roep. Sy moet gou by my kom staan. Jy moet dan nie op die kansel kom staan nie. Ek weet in sommige kerke debatteer hulle nog of 'n vrou daar mag staan. Jy moet onder by my staan. Sien julle haar wiki? En op die wiki staan, dankie Jesus. En dit is 'n fondsinsamelingsprojek wat tannie Elise aanpak, om vir die Here dankie te sê vir sy getrouheid in haar lewe. En sy het gesê, sy wil nie self praat nie, ek moet sommer haar verhaal met julle deel en vir julle lees, en daarna sal ek 'n bietjie verder uitbrei hierop. Maar hoor gou 'n bietjie tannie Elise se storie. Kom ek sê wat gaan sy doen? Net kom ons begin daar. Sy wil, wat daar staan het, sy wil 75 km vir die Here in een dag stap, nee, 5 dae. Sy gaan 75 gedeel deur 5, dit begin nou van môre af tot en met Vrydag, 15 km elke oggend. En ek sien die weer lyk goed dan, ons het gekyk, so die Here het dan voorsien in dit ook. Hoekom wil sy 75 km vir die Here stap? Hoor gou haar storie. Ek het van kleins af longprobleme gehad. By voorsorg in die plaaskool het almal pauses kliphard saam rugby gespeel. En na pauses was my bors altyd toegetrek. Daarna in die klas moes ons leeslesse hardop lees, maar my toegetrekte bors het daar geen stem uitgekom nie. Dan is ek huis toe gestuur. So het ek net halfdae skool gehad. Snags het my ma my longe dikwels gestoom om makliker asem te haal. Met 'n blou plastiekkommetjie, warm water met Vicks en 'n handdoek is oor my kop gegooi. Ek was maar net 10 jaar oud toe ek reumatiekkoors gekry het. Nie geld vir hospitaalkostes nie, het my ma my dag en nag versorg. Wie die rol van 'n ma, hè? Vir 3 maande was ek totaal bedlêend, so op die ouderdom van 10. Ek kon nie eers sit in die bed nie. My ma moes my voer soos 'n baba, van die reumatiekkoors het my verlam gelaat. My linkerbeen en regterarm was die ergste, kon glad niks meer doen nie. Ek moes weer geheel en al van voor af leer hoe om te loop. My pa het my uit die bed getel en gedra tot by die eetkamertafel. Hy het my bo op die tafel neergesit en ek moes my swak beentjies net heen en weer swaai om die spiere weer te leer om te werk. In my eerste jaar na skool het letterlik alles in my swakker knie eendag gebreek en die eerste groot operasie is gedoen. Later het 'n skewe been gevolg, waar ek nog te jonk was vir 'n eerste knievervanging. Die dokters het sommer enige verdere deelname aan sport gestop. Die dokter het gesê, ek mag net stap, niks meer nie. En toe begin ek maar stap vir my sport. 'n uitstekende ortopeed het my been weer reguit gemaak en die eerste regte knievervanging is toegedoen. Dieselfde dokter het later ook my regterbeen se knievervanging gedoen. Albei eysterknieë werk nog mooi tot vandag toe. Maar net voor Kersfees 2024 beland ek skielik in die hospitaal met einste longontsteking en ek word in isolasie geplaas. Alleen eenkant in 'n kamer met duidelik so min as moontlik verkeer naby my. Aanvanklik was ek eers geskok hieroor, totdat die dokter aan my verduidelik het, dis juis om my longe te beskerm teen enige moontlike kieme van buite af. En skielik is ek toe weer in my spore gestop. Ek was so verskriklik moeg, met absoluut geen krag in my lyf nie. Hierdie doodstop het my dadelik by my vader laat troos soek. My eerste gedagte, toe al my in daai alleenkamer sit, met my God by my en nie op my eie nie, spring ek oor hierdie skielike muur voor my. So het ek by Psalm 18 begin. Ek het soos Dawid om hulp geroep na my God, en hy het my gehoor. Ek was aanvanklik platgeslaan deur hierdie ongekende groot moeg en letterlik geen krag skielik meer nie. Dit is hierdie twee goed waarvoor ek by die Here gesmeek het. Maar God is so getrou en hy gee my toe verskeie herstelbeloftes in sy woord. Ek het dit aangegryp, om letterlik op sy woord geneem en om daarmee vertrou. Jesaja 40 vers 29. Hy gee krag aan die wat moeg is. Jesaja 40 vers 31.
maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal hulle krag weer terugkry. 1 Petrus 5 vers 10. Nadat julle 'n kort tydjie swaar gekry het, sal hy julle weer herstel. Hy sal julle moedig, sterk en standvastig maak. Hierdie woorde in die woord het my binneste beker laat oorloop van dankbaarheid. Sy beloftes het my bemoedig en ek kon die 3 maande, hulle praat ons van die 100 dae hoes. Ek kon die 3 maande hersteltyd positief aanpak, alhoewel ek weer 'n keer onder moes begin. Hierdie gemoedsrus het my die moed en uithou vermoë gegee om hard te werk aan die herstelproses. Ek was so dankbaar dat ek 'n innige begeerte ontvang het om sy hand van genade in my lewe te erken en hom daarvoor dankie te sê. Daarom wil ek graag met 'n jubel in my hart fisies vir die Here 75 km stap om dankie te sê vir my 75ste verjaarsdag en die menigte seëninge wat ek daagliks uit sy hand ontvang. My dankie sê voel te min. Ek wil dit aan die Here wys. Elise Viljoen, nog geskryf op 13 April 2025. So tannie Elise begin nou môre stap, sy het hard geoefen. Sy het selfs nou die dag die SAD halfmarathon gaan stap en dis 'n wille roete om nou vir die volgende week elke oggend 15 km te gaan stap. En sy nooi vir jou uit om bietjie self te gaan dink oor waarvoor is jy dankbaar in jou lewe. Vat miskien jou ouderdom. Kyk, ek wat nou 39 is, gaan skryf van 39 dingetjies neer by die huis waarvoor jy dankbaar is. So jy kan vir haar ondersteun, dis 'n fondsinsameling ter wille van haar wijk of ten bate van haar wijk. So jy kan dit intik of 'n inbetaling maak by die kerkkantoor en net sê 75 km. En die bedragie wat jy wil inbetaal hang van jou af, maak nie saak nie. So kom ons ondersteun vir haar. Ek dink dit is 'n mooi inisiatief en ek dink sy herinner ook vir ons daaraan, ook ten spyte van moeilike tye, die Here kom altyd vir 'n mens deur. En sy wil op hierdie manier vir die Here dankie sê vir sy genade in haar lewe. Ons gaan vir haar dophou, ons sal elke dag so ietsie op Facebook plaas op die gemeenteblad om te sê hoe dit gaan. Want Tannie Lies, ons weet dit sal goed gaan en ons dink aan Tannie. En die een voordeel is Rossendale is plat. So daar's nog nie te veel bulten nie. So ondersteun vir haar, maak 'n inbetaling, sê net 75 km, hoor. Goed, dan wil Tannie nog ietsie sê. Okay. Ek dink dis hy. Môre almal. 75 km om te stap is vrek ver. Dis omtrent 5 keer Woester toe. Maar dan sit jy gewoonlik in 'n voertuig. En ek is regtig 75 jaar. Ek is 1950 gebore. Jy kan maar die som maak. Maar dit is nie sommer net 'n dom besluit wat ek gemaak het nie. Dit is glad nie eers self uitgedink nie. Dit het net binnekant in my kom lê. En dit het nooit weer weggegaan nie. Ek het selfs verskonings probeer soek vir hoekom nie. Totdat ek besef het, hierdie is aan my gegee. Daarom wil ek graag gehoorsaam wees en ek sal my beste probeer. Maar dit bly nog steeds, soos die Engelsman sê, 'n tall order om te doen. Ek sukkel maar met bulte in 'n wedloop. En dan moet ek nogal hard praat met myself. Maar so kom ek tog bo. En hierdie 75 km is verseker 'n reusebult wat vir my voorlê. Maar heel eerste weet ek, daar's 'n groot sterk vaderhand waaraan ek kan vashou. Verder sal julle my ook 'n bietjie moet help. Nee, julle moet my nie oplei langs die pad nie. Julle sal maar my moet hard aanpraat langs die pad, dat ek dit wel kan maak. En daarvoor wil ek sommer nou al vir julle sê, baie dankie.